Kronieke, hoofstuk 1, vanaf die eerste vers. Salomo, seun van Dawid, het stewig gehou vas op sy koningskap gekry. Die Here sy God was by hom en het hom groot mag gegee. Salomo die hele Israel opgeroep, die bevelhebbers oor 1000 en 100, die regters, elke leiersfiguur en die hele Israel, al die familiehoofde. Salomo en die hele gemeente saam met hom het toe na die hoogte toe by Gibeon gegaan. Die tent van die ontmoeting met God wat Moses, die dienaar van die Here, nog in die woestyn gemaak het, was toe daar. Die ark van God was egter nie daar nie. Dawid het dit in sy dae uit Kirjat Jearim laat bring, na die plek toe wat hy daarvoor reggemaak het, wat hy daarvoor in Jerusalem 'n tent laat opslaan. Die bronsaltaar wat Besaliel, seun van Uri, seun van Gur gemaak het, was opgestel voor die tabernakel van die Here. Salomo en die gemeente het die Here gaan raadpleeg. Salomo het daar op die bronsaltaar offers gebring voor die Here wat in die tent van ontmoeting teenwoordig is. Hy het 1000 brandoffers daar gebring. Daardie nag het God aan Salomo verskyn en vir hom gesê, vra wat ek jou moet gee. Salomo sê toe vir God, jy het groot trou aan my vader Dawid bewys en my in sy plek koning gemaak. Vervul nou, Here God, u belofte aan my vader Dawid, wat u het my koninkryk gemaak oor 'n volk so baie soos die stof van die aarde. Gee my nou wysheid en kennis, dat ek hierdie volk reg kan lei, want wie kan uit homself hierdie groot volk van u regeer? Gee my nou wysheid en kennis. God het vir Salomo geantwoord, omdat jy dit besluit het en jy nie rykdom, besittings, aansien of jou vyande se lewens gevra het nie, en ook nie 'n lang leeftyd nie, maar wysheid en kennis, waarmee jy my volk oor wie ek jou koning gemaak het, kan regeer. Daarom word die wysheid en kennis aan jou geskenk. Maar ek gee jou bovendien rykdom, besittings en aansien, soos die konings voor jou nie gehad het nie, en die na jou ook nie sal hê nie. Daarna het Salomo van die hoogte in Gibeon af, van die tent van ontmoeting af na Jerusalem toe teruggegaan. Hy was nou koning oor die hele Israel. Dan gaan ons bietjie ook na die Nuwe Testament toe, en ons lees wat Jakobus, die broer van die Here Jesus, wat jarelang in Jerusalem die prediker was, wat hy geskryf het, en hoe hy oor die wysheid praat. Jakobus 1 vers 5. Daar staan, as een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehou en sonder verwyte. En dan 1 bladsy verder, hoofstuk 3 vers 13, is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? Dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig. Terwyl daar bitter naaiwer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid het, want dan praat julle nie die waarheid. Die soort wysheid kom nie van bo nie, maar is aards, sinnelik, duiwels. Want waar daar naaiwer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemeene dade. Maar die wysheid wat van bo kom, is allereers sonder bybedoelings. En verder is dit vredelievend en skikklik, bedagsaam, vol medelee en goeie vrugte, onpartydig, opreg. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God, en jy moet dit gebruik om vrede te maak. Een teoloog skryf, en hy sê, wat vir my so verbuisterend
is dat daar 'n jaar kan verbygaan. Ja, dat 'n hele paar kan verbygaan. Ja, dat selfs 'n hele lewe kan verbygaan sonder dat 'n mens 'n fraksie wyser word. 'n Lewe kan verbygaan. Tyd kan verbygaan sonder dat 'n mens 'n fraksie wyser word. Die spreekwoord sê, wysheid kom met die grysheid. Maar hoe gryser ek word, hoe groter is my behoefte aan wysheid. Ek dink nie, ek het naaste by genoeg wysheid nie, en toe ek die afgelope week met hierdie boodskap besig geraak het en met hierdie skrifgedeeltes geworstel het en die leiding van die Gees van die Here gesoek het ek net besef, as daar een lewenskwaliteit is waaraan ek al meer en meer van nodig het in hierdie nuwe jaar, is dit wysheid. En dis waaroor die Here vanmôre met ek en jy wil praat. Die behoefte aan wysheid. Die behoefte aan wysheid. Wanneer Salomo voor God staan, is daar een ding waarvan hy absoluut seker is. God het hom vir sy taak geroep. Hy sê in 2 Kronieke 1 vers 8, U het my en my vader Dawid se plek koning gemaak. En dit is presies hierdie punt waar die behoefte aan wysheid begin. Die oomblik wat jy besef, God roep jou. Die oomblik wat jy besef, ek is hier op aarde met 'n doel. Jy is hier ter wille van God en nie ter wille van jouself. Jy kry rigting en sin in jou lewe wanneer jy besef, hier waar ek is, roep God my om elke dag sy wil gehoorsaam te wees. Om God se wil te gehoorsaam in jou huwelikslewe, in jou gesinslewe, by jou werk, in jou vriendekring, in jou gemeente, ja, selfs in die beoefening van jou sport en stokperdjies, op elke vlak van jou bestaan in hierdie wêreld, is nie altyd so maklik. Hoe ernstiger jy 'n passie vir gehoorsaamheid aan die Here op alle lewensterreine ontwikkel, hoe meer besef jy, ek moet kan onderskei. Ek moet kan onderskei, ek moet goed dink, wat is ek nou besig om te doen? Dien ek die Here, of is ek besig om myself te dien, of die duiwel te dien? En om so te kan onderskei, is dit wat die Here werklik van ons verwag. Dit is waar 'n mens wysheid van die Here nodig het. En toe Salomo sy roeping besef, en die Here as dit ware vir hom vra, wat is jou eerste, jou grootste, jou belangrikste behoefte? Toe het hy nie 'n lang lewe, met ander woorde baie tyd gevra nie, hy het nie baie rykdom gevra nie, hy het nie minder vyande gevra nie, nee, hy het vinnig en hy het goed gedink en hy het besef, die heel belangrikste wat hy nodig het, is die wysheid. Wysheid wat God alleen kan gee. Sonder wysheid, sonder hierdie goddelike insig wat God alleen vir hom kan gee, sou hy nie die taak wat God aan hom toevertrou het, kon doen nie. God het dadelik geweet, Salomo se prioriteite is reg. God was so beïndruk met Salomo se versoek, dat hy sommer al die ander goed ook vir hom gegee het. Want met die wysheid wat God hom gegee het, kon hy al die ander goed, die rykdom en alles, kon hy ook suksesvol hanteer en daarvan 'n groot sukses maak. Dis opvallend hoeveel wysheid God regtig vir Salomo gegee het. Salomo het sinoniem met wysheid geword. In 1 Konings 4, 30 en 31 sê die Bybel, hy was wyser as almal van sy tyd. Daarom word daar nog altyd tot vandag toe na hom verwys as die wyse Salomo. Toe, dan die week gewees, my kinders, my kleinkinders, sou van my kon praat as die wyse Koos. Sou jy nie dalk graag ook die wyse Jan, Piet, Sari of Linda wou wees nie? Wat
presies is die wysheid? Nou die wyse Salomo dit vir ons verduidelik. Hy sê in Spreuke 19 vers 10, wysheid begin met die dien van die Here. En in Prediker later sê hy 12 vers 13, die slotsom van alles is, dien God, gehoorsaam sy wil. Wysheid is nie gelyk aan geleerdheid. Wysheid is nie bloot verstandelike intelligensie nie. Wysheid is nie lewenservaring, lewensondervinding, boekekennis of watse kennis of slimmigheid ook nie. En wysheid het niks te doen met die ouderdom of met die jeug of die jare waarin 'n mens is. In ons tyd word daar gepraat van emosionele intelligensie. En dit beteken jy kan jou emosies op 'n intelligente manier hanteer sonder om toe te laat dat jou emosies oploop gaan. In dieselfde verband sou ons kon praat van wysheid is geestelike intelligensie. Jy het die kuns bemeester om elke situasie en omstandigheid so te hanteer dat jy besig is om met groot integriteit God se saak te bevorder. Die kunsbemeester, 'n mens, nie met 'n hoë IQ of met 'n vermoë om iets vinnig te snap en te verstaan nie. Jy bereik dit ook nie met jou algemene kennis nie. Jy bemeester die kuns eers as jy toelaat dat die Here deur sy Heilige Gees jou gedagtes, jou emosies, jou woorde, jou gesindheid en jou lewenswyse ten volle beheer. Hoe beter en hoe fyner jy luister na wat die Here deur sy Gees in sy woord vir jou sê, hoe wyser word jy in die onderskeidingsvermoë om te weet of jy die Here dien of nie. In die Bybel is daar wysheidsboeke. Daar word gepraat deur die geleerdes van die sogenaamde wysheidsliteratuur wat God deur wysheidsleraars soos onder andere deur Salomo geskryf het. Dis nou Bybelboeke soos Spreuke, Prediker, Hooglied. Hulle het met alledaagse dinge te doen. En hulle wil ons praktiese lewenservaring leer. En hoe meer ek byvoorbeeld hierdie boeke, en veral die Spreukeboek lees, hoe meer besef ek, dis so vars, dis so prakties, dis ook so vir ons tyd bedoel, so helder en duidelik insiggewend, dat dit nog altyd van die hoogste kwaliteit onderrigmateriaal op alle lewensterreine is. En dis juis onder andere in die Bybelgedeeltes waarin daar hoofsaaklik onderskei word tussen twee soorte mense, wyses en dwaases. Jy word elke oomblik van die dag voor keuses geplaas. Volgens die keuse wat jy uitoefen, leef jy op een van twee maniere. Jy's of wys of dwaas. Jy dink wys of jy dink dwaas. Jy praat wys of jy praat dwaas. Jy redeneer wys of jy redeneer dwaas. Jy's besig om op 'n dwaase wyse jou gesindheid uit te leef of op 'n wyse manier. Jy doen wys of jy doen dwaas. Jy's of op God se manier besig of op 'n alternatiewe manier. Die teenoorgestelde wat God van jou verwag. Van die soort dwaasheid is daar verskriklik baie in ons wêreld vandag. Kyk na wat mense doen, waarmee mense besig is. Kyk na mense se onverantwoordelikheid. Dan vra jy jouself af, is dit wys of is dit dwaas? In die Nuwe Testament is die brief van Jakobus ook 'n baie praktiese brief. So 'n brief dat ons dit in 'n sekere sin in die Nuwe Testament ook 'n wysheidsbrief kan noem, waaruit ons baie wysheid kan leer. In Jakobus 3:13 tot 18 kry ons so 'n praktiese stukkie wysheidstoerusting. En lees ook maar wat sê hy oor hoe praat ons. Maar hier in hierdie gedeelte sê hy lewenswysheid word onder andere in jou nederige gedrag sigbaar. As jy bitter jaloers is en selfsugtige ambisies het, in julle harte is julle nie wys nie. Lewenswyse wat die taal van jaloesie en selfsug praat en mense gedurig wil hap en
dit seermaak, kom nie van God nie. Nee, dit kom van die duiwel af, en dit is tipies deel van jou sondige natuur. Dis juist dit wat allerlei wanorde en gemeene dade veroorsaak. Lewenswysheid wat van bo kom, laat jou lewe heeltemal anders lyk. Dis 'n lewe waarop sonde geen houvas het nie. Dis 'n suiwer en opregte lewe. So iemand sal 'n vrede met ander mense saamleef. Hy trap nie op ander nie, maar neem hulle gevoelens in ag. So 'n persoon is ook nie dwarstrekkerig en moeilik om mee saam te werk nie. Hy vergewe maklik. Hy doen graag dinge vir ander mense sonder om iets terug te verwag vir wat hy doen. Hy sal net altyd goed vir ander wees. Daar's nie die minste agterbaksheid en bymotiewe nie. So mense diskrimineer nooit en is altyd opreg. Kies nie onregverdig kant nie. Jy weet altyd waar jy met hom of haar staan, soos hy voor jou is, so is hy ook agter jou rug. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God en jy moet dit gebruik om vrede te maak. Hoe meer ek en jy besef, dis die reëls waarvolgens ons die spel van die lewe moet speel. Dis die reëls waarvolgens ons sinvol die Here moet dien. Hoe meer besef ons, hoe groot ons elkeen se behoefte aan lewenswysheid nog is. En dan vra ek, maar hoe kry ek wysheid? Waar het Salomo aan die wysheid gekom? Wysheid is nêrens te koop nie, dis geen prys te koop nie. Wysheid het 'n bepaalde beginpunt, 'n bepaalde bron. Jakobus sê, dit kan kom van bo af. Salomo het dit van God gevra. Hy het dit by God gekry. God gee dit as 'n gawe en 'n gratis geskenk deur sy Heilige Gees aan elke mens. As jy dit regtig wil hê, kan jy dit elke oomblik gratis by God kry. Maar hoe kry jy dit? Jakobus 5 vers 1, daardie vers wat jy nooit mag vergeet nie, wat in jou Bybel onderstreep moet wees en wat jy elke dag moet onthou en teruggaan daarmee na die Here toe. As een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid. Bid en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehou en sonder verwyte. Ons het gesien in Salomo se geval, God is baie vrygewig as ons wysheid vra. As jy wysheid vra, moet jy nie twyfel of jy dit gaan kry nie. Baie dinge wat jy in jou gebede vir die Here gaan vra in hierdie jaar, gaan nie noodwendig waar word nie. Maar God verbind hom vanmôre, en hy verbind hom in sy woord permanent aan jou, om aan jou wysheid te gee, as jy dit vra. As jy wysheid gevra het, kan jy dadelik handel asof jy dit gekry het, want God verseker jou, jy sal dit kry. Hier is 'n geleentheid wat die Here ons bied, wat ons met albei hande moet aangryp. God het 'n oorvloedige hoeveelheid wysheid, wat hy aan ek en jy wil uitdeel. Gaan haal asseblief vir jou genoeg. Genoeg vir elke dag, genoeg vir elke situasie, genoeg vir al die behoeftes wat jy daaraan het. Gebruik hierdie lewenswyse wat jy van die Here kry. Jaag dit na. Ek het net weer besef. Ek bid te min, ek bid te ongereeld, ek bid te sporadies vir wysheid. Ek moet eenvoudig aanhou om meer daarvan vir myself te vra, vir my vrou te vra, vir my kinders te vra, vir my kleinkinders te vra, vir my vriende, vir my kollegas te vra. Maar ek moet ook in hierdie wêreld waar daar so baie mense is wat dwaas optree en waar so nypende tekort aan wysheid is, het ek besef ek moet net elke dag meer gereeld bid vir wysheid. Wysheid vir ons leiers, wysheid vir leiers op alle vlakke, wysheid vir alle mense wat verantwoordelik genoeg hulle werk in hierdie land moet doen. Bid vir wysheid vir soveel mense wat dwaas optree en vir ander probleme skep. Maar ek moet ook bid dat hulle self 'n groter behoefte aan wysheid ontwikkel en dat hulle al meer daarvoor vir hulle self sal bid. Daar is soveel dwaasheid wat so ontstellend in die wêreld is. Juist daarom moet ek en jy besef,
hoe groot die behoefte aan wysheid is. En ek en jy moet besef, geroepenis van die Here kan nie werklik kom dien sonder hierdie wysheid. Hoeveel wysheid sou jy graag in hierdie jaar by jou lewe wou byvoeg? Die groot tragedie sal wees as die jaar verby is en jy het nie werklik genoegsaam wysheid by jou lewe toegevoeg. Gaan bid daarvoor elke dag. Gaan bid dit ook vir die dwaase mense, sodat in hierdie wêreld meer van God se wysheid sigbaar kan word. Nou wil ek hê jy moet stil word. Dis nou die tyd vir selfondersoek en toewyding. Dink vir die volgende 1 minuut en ondersoek jouself. Nou nie eers met die Here praat nie, dink net. Konsentreer op jouself. Hoe belangrik is die goddelike wysheid vir jou? Het die lewenswysheid 'n hoë prioriteit in jou lewe? Het jy regtig 'n groter wordende behoefte daaraan? Soek jouself. Nou praat jy opreg die volgende 2 minute met die Here. Bely en erken jou dwaashede en jou gebrek aan wysheid. Bid vir die wysheid wat jy nodig het. Bid vir almal wie jy dink hierdie goddelike wysheid nodig het. Bid vir soveel dwaases wat wys moet word. 2 minute rustig.
Amen. Die Here is bereid om al jou dwaashede en gebrek aan wysheid te vergewe. Hy beloof jou opnuut weer, hy sal jou eenvoudig daardie wysheid gee en jou nie verwyd dat jy dit gevra het. Kom ons staan nou en ons bely opnuut ons geloof in God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, terwyl ons die 290, tweede, derde en vierde vers sing. O
lofpryslied is die 308, al 15 verse, einde vers 4, al my kennis en verstand stel ek in u Vaderhand. Maak my hart vir u tot troon, deur die Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad, altyd na u wyse raad. 308, al 15 verse. My verstand en my interpretasie. Verlig so my oë en die manier waarop ek kyk. Verlig my mond en my woorde. Maak my 'n wyse mens waar ek hiervandaan vertrek. God die Vader sal jou altyd lief hê. God die Seun sal jou altyd genadig wees. God die Heilige Gees sal jou altyd wysheid gee en in die waarheid lei. Amen.